Ek het vir hierdie preek die naam gegee vir jou ore alleenlik. Dit handel oor die evangelie van Johannes. En die evangelie van Johannes is 'n baie besondere evangelie. Byvoorbeeld is heeltemal anders as die synoptiese evangelies wat 'n gestruktureerde geskiedenis van Jesus gee vanaf sy geboorte tot by sy kruisiging plus al die dinge wat hy tussenin gedoen het. Die evangelie van Johannes handel grootendeels oor die laaste paar dae en die grootste deel oor die laaste paar ure van Jesus se lewe. Daar is geen gelykenisse in die boek van Johannes nie. En hy verskil derhalwe van al die ander boeke. En die wonderwerke wat beskryf word, is ook grootendeels net in die boek Johannes. Daar word 7 wonderwerke opgeteken, en net 2 van hulle verskyn in die ander evangelies. Byvoorbeeld, waar Jesus die 5000 voed, en die een waar hy op die water loop. Net daardie 2 verskyn in die ander, en die ander is uitsluitlik in die evangelie van Johannes. So, dit is 'n baie interessante boek, en omdat die grootste gedeelte daarvan handel oor die laaste paar ure van Jesus se lewe, is dit insiggewend dat die laaste boodskappe slegs vir diegene was wat uiteindelik sou deurdring na die koninkryk van die Here. So in Johannes 16 vers 25 lees ons, hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer die gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. So hier is reguit praat. Nou, ons moet die tyd in ag neem. Dit is die laaste paar ure van Jesus se lewe, wanneer hy uitsluitlik met 11 van die disippels praat. En hy gee vir hulle die inligting wat hulle nodig sal hê om hulle deur te dra deur die tyd wat sou kom. En ook deur te dra deur die groot teleurstelling wat hulle sou ondervind. So kom ons begin hierdie verhaal. Ons gaan kyk na van die dinge in die evangelie wat nou nie met die laaste ure te doen het nie. En dan kyk ons na die dinge van die laaste ure. Ons begin by Johannes hoofstuk 13, waar Jesus die disippels se voete was. Nou, dis heel aan die einde van sy bediening. Daai disippels was 3,5 jaar saam met hom, en hulle was nog steeds gebreinspoel deur die leringe van die wêreld, en hulle konsep van die koninkryk. En Jesus moes vir hulle 'n baie spesifieke les leer. En ons lees daar in vers 1, en voor die fees van die Pasga, dat Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boekleed uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Nou, julle ken hierdie verhaal, en die disippels was verbaas. Hoekom sal die meester hulle voete was? Dit was gewoonlik die werk van 'n dienskneg of 'n diensmaagd om dit te doen. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom,
U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Dit gaan nie gebeur nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Dit is 'n baie belangrike vers. As die Here ons nie was nie, het ons geen deel aan hom nie. Nou, hulle was almal al reeds gedoop, met ander woorde gewas, maar hulle het stof opgetel en hulle het nog baie stof, geestelik gesproke, op hulle voete gehad. Hulle moes die les van nederigheid leer. En hier was die nederigheidsinstansie. Terwyl hulle op pad was na hierdie laaste nagmaal, het hulle nog onder mekaar gerede kawel oor wie die belangrikste posisie in die koninkryk sou kry. En daar was stryd onder hulle. En Johannes het beklei, en Judas wou die posisie hê, en hier was 'n groot, ek wil belangrik wees, ideologie in hulle koppe, en hulle konsep van die koninkryk moes heeltemal verpletter word. En is belangrik dat hierdie instansie hier heel aan die einde deur Jesus ingestel word. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om sy voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan die voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Verstaan julle dit? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. Nou dis interessant, hierdie woord meester is didaskalos, met ander woorde 'n leermeester, 'n onderwyser. En Here is Kyrios, dit kan God wees. Ek is nie net julle leermeester nie, ek is God. Hierdie woord Kyrios word gebruik in die plek van Jahwe. En ek dan, die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So dit is 'n opdrag wat die Here gegee het. En dan sê hy in vers 17, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, hy sal die hakskeen teen my oplig. So hy praat nog nie met net diegene wat getrou gaan bly nie, hy praat nog met hulle terwyl Judas nog teenwoordig is. En die grootste gedeelte van die evangelie van Johannes kom eintlik na daai vers. Een van julle sal my verraai. En eers toe hy uit was en om hom te verraai, toe kom hy met die pragtigste leerstellings, net vir die ore van diegene wat sy waarheid moes verteenwoordig in die wêreld. Nou verplaas julle gedagtes in die toekoms in, hier in die eindtyd. Gaan daar nie mense wees op hierdie aarde, hier in die eindtyd, wat die opdrag sal kry om die woord te verkondig en hom te verteenwoordig voor die ganse mensdom nie? So die woorde wat spesifiek was vir diegene wat die laaste boodskap, of die boodskap van daardie tyd moes dra, daai selfde gebeurtenis, hierdie woorde moet van belang wees vir diegene wat aan die einde van die tyd leef, wat die laatreën sal ontvang, net soos wat hierdie disippels wat oorgebly het, die vroeë reën ontvang het. Een van julle sal my verraai. In vers 27 van hoofstuk 13 sê hy, nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig.
Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. En toe hy dan die stukke geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Dit was nag. Nou is net 11 disippels oor. En elkeen van daardie disippels gaan in die koninkryk van God wees. Nie een van hulle is verlore nie. En die woorde wat hy nou spreek, is spesifiek vir hulle, om hulle te bemagtig vir die werk wat voorlê. Vers 31 sê, en toe hy buite was, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. Hier aan die einde van die tyd, wanneer daar 'n groepie mense oorbly, wat nie meer verlore gaan nie, wat die seël van God het, dan gaan hy in hulle verheerlik word. So ons het 'n soortgelyke situasie toe en in die tyd waarin ons lewe. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie, so sê ek nou ook vir julle. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Soos daai disippels mekaar moes lief hê, en nie die een dink hy is belangriker as die ander ene, so in die eindtyd, die laaste groep wat die leider roep moet gee, moet eensgesind wees. Hulle moet saam staan rondom hulle geloof, en daar mag geen verdeling aangaande die boodskap wees nie. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Vers 36, Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan jy heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou volg nie, maar later sal jy my volg. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. En Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het. Alhoewel Jesus geweet het dat Petrus hom gaan verloon, het hy geweet dat hy uiteindelik sal terugkeer in nederigheid, dat hierdie selfstandige Petrus in nederigheid sal terugkom. En hierdie Johannes wat op sy skouer gelê het, en hy het Jesus lief gehad, maar hy het ook gehoop om aan die linker of die regterhand van Jesus eendag te sit. Selfs hy het gehardloop daardie nag en het 'n ander mens uit hierdie geweldige teleurstelling gekom. Johannes 17 vers 12 sê, toe ek saam met julle in die wêreld was, het ek julle in die naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, dis die priesterlike gebed, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul sou word. So nie een van hierdie 11 disippels sou verlore gaan nie. So hier is die God van die heelal, en hy praat direk met sy disippels, wat nie verlore gaan nie. Slegs diegene wat luister na die woord, asof dit direk uit die woord van God kom, is ware leerlinge. Elkeen van ons moet seker maak dat ons vas staan by hierdie woord. Dit is 'n baie belangrike prinsip
vir die tyd waarin ons lewe. En dit is die les wat elkeen van ons moet leer. Dat ons werklik glo dat dit die woord van God is. Ons kan met ander woorde nie idees hê van evolusie nie. Ons moet glo wat sê dit in Genesis, dwars deur tot wat dit in Openbaring sê en alles tussenin. Dit is die woord van God. En ons moet hierdie les ter harte neem. So wat 'n kos moet die wêreld vandag kry? Moet die kos wees die credos van die kerke, of moet die kos wees die woord van God? En het is interessant, soos ek gesê het, daar was geen gelykenisse nie. God het met hierdie mense, wat die vroeë reën sou ontvang, direk gepraat, sonder gelykenisse, van aangesig tot aangesig. En my vraag is, die eindtydkerk, wat die leiderroep sal gee, gaan hulle ook 'n direkte boodskap kry van God, sonder tierlang tuintjies, wat reguit sê, hoe die saak verloop, en wat waarheid is, en jou terugvat na die woord van God, wat deur die mensdom oor die eeue verdraai is. En ek glo ons antwoord moet ja wees. Dis hoekom hy sê, die laaste gemeente sal nie net die gebooie van God bewaar, maar hulle gaan ook die profetiese gawe hê, die reguit woord van God, gespreek aan die laaste volk om hulle te bemagtig, om die late reën vir die wêreld te bring. As ons verder gaan en net vinnig kyk na die boek van Johannes, na die verskillende hoofstukke, voordat ons by die laaste boodskap kom, aan die 11 disippels, dan kan ons 'n paar interessante lesse leer. Byvoorbeeld Johannes hoofstuk 6, waar Jesus die 5000 voed. Dit sê daar vanaf vers 1. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekes doen. So hoekom het baie gevolg? Oor die tekens, en nie oor 'n verhouding nie. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. En toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hulle op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy sou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Een van die disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Nou, het is baie interessant dat dit garsbrode was, in Engels barley. Nou, die garsoes was voor die koringoes. En die garsoes staan vir die vroeë reën, en die koring staan vir die laaste oes, met ander woorde vir die late reën. So hier het ons te maak met 'n situasie waar die vroeë reën tevore gebring word. En as 5 gasbrode en 2 visse, en saam maak dit 7 die getal van God. En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek, en die mense het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. Weereens die getal 5, die getal van die mensdom, en hierdie vroeë reën sou die mensdom bereik. En Jesus het die brode geneem, en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels, en die disippels aan die wat daar sit. Weereens 'n belangrike volgorde. Jesus is die een wat dit uitdeel aan die disippels, en die disippels is dit wat dit uitdeel aan die mens. So met ander woorde, in die laaste dae, hier is die woord van God, die woord van God aan die disippels aan die mensdom.
Hierdie is die maatstaf en niks anders behalwe dit nie. Hulle maak toe 'n verdeling en nadat hulle versadig was, sê hy vir die disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 gasbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Die getal 12 stamme van Israel, uiteindelik 12 disippels, die vroeë reën sal die stamme van Israel voed en sal die ganse mensdom die 5 getal insluit. So dis die een verhaal van die vroeë reën en die letterlike brode wat die letterlike maag gevul het, maar wat 'n geestelike konnotasie gehad het wat hulle nie begryp het nie. So hulle was tevrede met die fisiese brood, maar hulle het nie begryp van die geestelike brood nie. En ons sal sien wat daarmee gebeur het. Die tweede verhaal wat ook in hierdie evangelie beskryf word en in ander ook, is die van Jesus wat op die water loop. En ons lees dit in Johannes 6 vanaf vers 16, en toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop, en naby die skei kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelik het die skei by die land aangekom. So hier is ook 'n wonderwerk. Hulle is in die middel van die see, maar toe hy in die skip is, toe is hulle dadelik by die land. Nou Jesus loop op die see. Waarvoor staan see in die Bybel? Die see is die menigtes, die volke, die nasies. Jesus is in beheer van hierdie onstuimige wêreld en sy onstuimige nasies. En die klein skei is die evangelie skei met die disippels wat daarin sit. En onmiddellik was hulle aan land sodat hulle die evangelie kon uitdra. So dis 'n geestelike boodskap oor wie in beheer is van hierdie wêreld en wie ons bemagtig selfs deur wonderwerke om die evangelie te versprei. En dan die geestelike konnotasie rondom die brood. Johannes 6 vers 22. Net die volgende dag sien hy die skare dat Jesus op 'n plek preek en hulle kom. En hy sê vir hulle, julle is hier vir die brood en die vis, nee, vir die fisiese kos, vir die skouspel. Ons het baie mense vandag wat glo kerk is 'n skouspel. En daar word baie stories vertel van welvaartsgodsdiens en dies meer, terwyl die dieper dinge van die woord verontagsaam word. Dit wat hierdie woord vir ons wil leer oor wat moet gebeur in hierdie hart voordat ons die koninkryk kan beerwe. So hulle het gekom in menigtes en ons lees dit verder in hoofstuk 6 van Johannes. En toe hulle hom oor die kant die see gevind het, vers 25, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hier gekom? Want dit was mos 'n wonderwerk. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dit is die basis, dit is die hoeksteen van die Christelike lewe. Hulle sê vir hom,
watter teken doen U dan, sodat ons kan sien en U glo, wat werk U? Is dit nie verstommend nie? 5 klein broodjies, 2 vissies, 5000 mense, vrouens en kinders uitgesluit, eet. Dit kan maklik 15.000 mense minimum wees, van 5 klein broodjies en 2 vissies, en hulle het die verwaandheid om te vra vir 'n teken. Hulle sê, ons vader het manna in die woestyn geëet. Hulle het net die vorige dag brood wat vermenigvuldig word in die hand van Jesus geëet. En hulle verwys na daardie wonderwerk, hulle wil so iets sien. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. En hier kom die geestelike boodskap in die evangelie van Johannes. Want die brood van God is hy, hoofletter H, wat uit die hemel neergedaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hier is die antwoord, die geestelike antwoord, maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. As mense net die woord sou glo, dan sal hulle ook glo in die dood en die opstanding, en nie alle ander verhale en versulsels uit die Bybel uithaal, wat nie strook met die woord van God nie. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is die belofte. Vra julleself, hoe baie mense glo nog daardie belofte in die tyd waarin ons lewe? Wat is die punt van die opstanding as jy al reeds in die hemel is? Vers 45 sê, dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer word. Hier is weer eens 'n verwysing na die Godheid van Christus. Hy staan daar, hy leer vir hulle, hy gee vir hulle 'n vertoning van sy mag, en hulle is nie tevrede daarmee nie. Vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld gegee het. Hulle was verontwaardig. Ons kan ons nie die man eet nie. En dit is die probleem met vandag se wêreld. Ons soek hierdie letterlike vervullings van God se mag. Ons soek een of ander wonderwerk dat ons kan sien, hier roer iets. Ons is nie bereid om dit wat in die boek staan te internaliseer nie. Wat moet ek internaliseer van Christus? Sy karakter. Ek moet dit waarvoor hy staan internaliseer. Dit moet deel van my word. Hulle sê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. So dis die enigste manier om die lewe te kry, is deur sy karakter, sy persoonlikheid te internaliseer. En hoe weet ek
wat sy persoonlikheid is. Ek moet die woord studeer. Ek moet hom volg in alles. Hy het die woorde van die ewige lewe. Vers 60 sê, en baie van die disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Mense is bereid om kerk toe te gaan. Mense is bereid om wonderwerke te sien. Mense is bereid om halleluja's te sing van die oggend tot die aand. Maar mense is nie bereid om die karakter van Christus te internaliseer, sodat daar 'n daadwerklike verandering kom nie. En Jesus het in homself geweet, dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is 'n gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Daar is die antwoord. Die woorde wat ek spreek is gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek julle gesê, dat niemand na my toe kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Nou, hoe kan ons na hom toe kom? Deur die woord te studeer, en hy sê dan, hy beloof, dat almal wat in hom glo, sal nie weggewys word nie. Maar vers 66 sê, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. En hy vra toe vir die 12, wil julle ook weggaan? En Petrus sê, waarheen sal ons gaan, Here? U het die woorde van die ewige lewe. Daar's niks anders nie. Daar's niks anders nie. En ons moet almal tot op daai punt kom. Wil ons ook weggaan, omdat ons nie die vlees en die bloed wil drink nie? Omdat ons self nie wil vereenselwig met sy karakter nie? Dit is die verhale van Jesus in die boek van Johannes. Maar kom ons keer terug nou, na die tydstip toe Judas onder hulle uit is. En net daardie disippels wat die vroeë reën sou ontvang nog teenwoordig was. Met hulle hoogmoed, met hulle situasie, Christus het geweet, hulle was bereid, en hulle sou bereid wees, om daardie vlees en daardie bloed te drink en te eet. En hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hoofstuk 14 vertel vir ons, wat hy net vir hulle gesê het. En dit is ook die boodskap, wat aan die einde van die tyd verkondig moet word, deur diegene wat die laatreën gaan kry. Ons word vermaan om Johannes hoofstuk 13 en 14 en 15 en 16 en 17 so baie kere te lees en te internaliseer, soos wat dit moontlik kan gebeur. In hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot vers 3 is die hele evangelie vasgevang in 3 versies. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hier het jy die hele verhaal van Jesus, wat sê, ek gaan om 'n plek voor te berei, hy gaan wonings voorberei, en as die tyd verby is, gaan hy kom, en hy gaan sy disippels gaan haal. Hulle gaan hy opwek uit die dode, en die wat lewe gaan verander in 'n oogwink, en hulle gaan saamgeneem word, sodat hulle ook kan wees waar hy is. Wie leer dit in die wêreld vandag? Dit is so eenvoudig. Nee, daar word ander dinge geleer. As jy doodgaan, gaan jy dadelik hemel toe. Dit staan nie in die woord van God nie. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En dan kom die beroemde antwoord van Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe,
niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hulle kan so baie kerkgenootskappe stig soos hulle wil. Hulle kan so baie alliansies tussen die verskillende gelowe stig soos hulle wil. Hulle kan glo ons aanbid almal dieselfde God. As die God nie 'n seun het nie, dan is dit nie dieselfde God as 'n God wat 'n seun het. En as die woord sê, niemand kom na die Vader behalwe deur die seun nie, dan is dit wat die woord sê, en jy kan nie van na die linkerkant of na die regterkant daarvan afwyk nie. Filippus sê vir hom, Here, toon vir ons die Vader. Jesus sê, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Onthou, dit is die nagmaal. Dit is die laaste dag, waar Jesus hier op hierdie aarde sou loop voor sy kruisiging. En hulle het dit nie verstaan nie. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, en hoe sê jy toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader is in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Ek het vir julle bewys wie ek is. Ek is die skepper God. Dis wat hy hier sê. So, elkeen in die laaste dae moet hierdie beloftes in sy kop internaliseer. Hy moet glo, Jesus Christus en die Vader is een. Hy moet glo dat hierdie God, wat die volgende dag sou sterf, dat daardie God, die een is wat hemel toe gegaan het, 'n plek voorberei het, dat hy terugkom, dat hy sy kinders kom haal, en dat hulle dan saam met hom sal wees. Dit is wat die evangelie leer, dit is vir hulle ore gegee, en dis ook vir die laaste generasie gegee. As mense nie dit leer nie, dan is hulle nie in die waarheid nie. En nou moet Jesus hulle voorberei vir die uitgieting van die Heilige Gees. En daai selfde beginsel moet geld vir die einde van die tyd. Daai disippels aan die einde, wat die laatreën sal ontvang, moet die beginsels en die voorwaardes vir die uitgieting van die Heilige Gees verstaan. Hy praat met sy disippels alleenlik. So as hulle nie hierdie woorde spreek nie, dan is hulle nie sy disippels nie. Hy begin versigtig. Hy sê in vers 15, want daar was mos nog nyd onder hulle. Hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Jy sien, die wêreld het 'n ervaringsgodsdiens. Hulle wil wonderwerke sien. Hulle wil 'n heerlike gevoel hê as hulle uit die kerk uitkom. Hulle wil sê, dit was 'n pragtige preek, maar ek hoef nie te verander, ek kan nou my koerant gaan lees, en ek kan nou maar gaan doen wat ek voorheen gedoen het. Nee. As jy my lief het, bewaar my gebooie. En dan sal hierdie trooster kom, en die wêreld ken hom nie. Omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan vertel hy weer, net 'n klein rukkie is ek by jou, en dan gaan ek weg. Dan sê hy weer in vers 21, wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. As jy nog altyd die vraag gehad het, Here, ek wil jou sien, openbaar jy aan my. En daar is so baie kerke wat dit leer, kom kyk na die manifestasies, kyk hoe die brood vermenigvuldig word, kyk na die wonderwerke. Nee. As jy my lief het, bewaar my gebooie. En as jy my gebooie bewaar,
omdat jy my lief het, dan sal ek my aan jou openbaar. Judas Iskariot sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Is dit nie 'n belangrike vraag nie? Onthou, dit is die disippels wat die vroeë reën ontvang wat hierdie vrae vra. Daar's nie 'n Judas tussen hulle nie. Dis die ekwivalent van die laaste volkie na die skudding wat die laatreën sal ontvang. Hoe is dit dat ons hierdie gawe kan ontvang en die wêreld ontvang het nie? Om hierdie boodskap in krag te kan verkondig. Dit gaan nie oor wie is verred en wie is verlos nie, want die laatreën het tog sy werking nog en duisende sal luister. Dit gaan oor diegene wat die boodskap sal uitdra, soos hierdie 11. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, hoe wys ek dat ek hom lief het? As jy my lief het, bewaar my gebooie. As iemand my lief het, met ander woorde, as iemand my gebooie bewaar, sal hy my woord bewaar. Dit is fascinerend. As jy die gebooie bewaar, dan sal jy die woord bewaar. Hoekom? Want jy aanvaar die gesagstruktuur in die woord. As ek die gesag van God aanvaar, dan bewaar ek die gebooie. En deurdat ek die gebooie bewaar, bewys ek aan die wêreld dat ek die gesag van die woord aanvaar. Jesus antwoord sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dis die woord van God. Dis die teken. Die laaste generasie leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die woord van God kom. Dan sê hy in vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So daar is 2 prosesse. Ek moet eers alles leer. Met ander woorde, ek moet deur die woord gaan, en ek moet die woord internaliseer. Ons gaan vir mekaar sê, maar daar is so baie, hoe moet ek alles onthou? Nee, jy moet dit studeer. En dan die belofte, wanneer jy dit nodig het, gaan God jou herinner, hy gaan dit daar uit jou gedagtes uitbring, en jy kan dit verkondig. Nooit om selfsugtige redes word die Heilige Gees gegee nie. En dan kom ons by hoofstuk 15. En hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So daar gaan 'n pynlike proses wees. 'n Leerproses. 'n Karakterverandering. Hy sê, julle is al reeds rein. Deur die woord wat ek tot julle gespreek het, want hulle het die woord aanvaar. En dan weer die woorde, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hulle was nog so opgepof. Hulle het gedink, hulle kan dit in hulle krag doen. Petrus het daai nag sy les geleer. Trouwens, almal van hulle het hulle les geleer. En dan weer eens in vers 10, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar in sy liefde en in sy liefde bly. Die laaste generasie, wat gaan die kenmerk wees? Hulle bewaar die gebooie. Hoe baie van hulle? Almal van hulle. Die 4de gebod ook, rondom die Sabbat. Almal, net soos wat Jesus dit gedoen het, so gaan die laaste generasie dit doen. En dit is die teken. Hulle staan op die woord van God.
Wat gaan die kerke sê? Die kerke gaan sê, hulle is 'n sekte, want hulle hou die Sabbat en ons hou die Sondag. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dan weer die bevel, vers 17, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou, hierdie liefde, soos ons in 'n vorige preek gesê het, is agapeo. Onvoorwaardelike, onselfsugtige liefde. En wat sal die gevolg wees? As jy die gebooie bewaar, jy glo die woord van God letterlik, wat sal die gevolg wees? Vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. So die laaste groepie mense, die wêreld sal hulle haat. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. So wat gaan die eienskap wees van die laaste groep? Hulle gaan die gebooie bewaar, hulle gaan eendragtig saam staan, hulle basis is die woord van God. God gaan direk met hulle praat, deur die gees van profesie, sonder gelykenisse, sonder om doekies om te draai, en hulle moet dit aanvaar. En as hulle dit doen, wat gaan die wêreld doen? Hulle gaan haat. Vers 20 sê, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Vriende, ek glo ons is in die laaste dae. Ek glo daar kom 'n geweldige, verskriklike tyd in hierdie wêreld. Ek glo een of ander tyd sal die ekonomie in duie stort. Een of ander tyd sal die hele wêreld saam staan en hulle mag aan Rome se gesag gee en die gebooie van mense gaan toegepas word in die plek van die gebooie van God. Ek is vas oortuig daarvan. En ek glo dat as ons God lief het, dan moet ons na sy woord luister en aan sy gebooie gehoorsaamheid skenk. En ek glo dat diegene wat dit doen, die laatreën sal ontvang om die laaste boodskap van waarskuwing aan hierdie mensdom te bring. En Jesus sê, wie my haat, haat my Vader ook. So as Jesus nie in die prentjie is nie, as Jesus nie die middelpunt van die laaste boodskap is nie, as daar 'n samensmelting van gelowe kom in hierdie wêreld, waar Jesus uitgesluit is, het sy totaal geheel en al, soos wat van die groot godsdienste in hierdie wêreld hom as Messias verwerp, of hom reduseer in sy posisie as skepper God, en hom op daai manier minder maak as wat hy is, dan haat hulle vir die ware God van die Bybel. En dan die belofte, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, my woord is waarheid, Christus is die waarheid, sy gebooie is die waarheid, dis die definisies in die Bybel, sal hy van my getuig. As Jesus nie die middelpunt is van die laaste boodskap nie, dan is dit nie die laaste boodskap. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Nou vers 1 van hoofstuk 16. Ons moet hierdie dinge verstaan, want dit is die laaste boodskap. Aan diegene wat die boodskap, die laaste boodskap van waarskuwing moet gee. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Want as hierdie dinge begin en jy voel die wrok en die vervolging wat kom as gevolg van die boodskap, moenie struikel nie. Hy het dit vooruit gesê. Moenie struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Dit is 'n belofte. Hulle gaan jou uitgooi. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen
wat julle om die lewe bring sal dink dat hy in die diens van aan God bewys. Hulle gaan met mekaar oortuig dat in hierdie nuwe wêreldorde wat hulle nou wil oprig, waar een na die ander skree, dat dit opgerig moet word. Of het nou Gordon Brown is wat onlangs gesê het, ons soek 'n een wêreldregering, of het die ekonome is wat sê, ons soek 'n een wêreldregering, of het Obama is wat sê, coronavirus sorg nou daarvoor dat ons een moet word, en dat daar hoër gesagsstruktuur moet kom. Dis tekens van die tye. En wat is die werk van die Heilige Gees? Vers 4. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weg kan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En nou kom die werk van die Heilige Gees. Ons ken nie die verse, maar ek wil hê julle moet dit in die konteks van die eindtyd sien. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van 3 dinge. Sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit is die 3 kompartemente van die heiligdom. Die sondeoffer was buite in die voorhof by die altaar. Geregtigheid, heiligmaking, het jy geleer in die eerste vertrek van die heiligdom. Daar waar die kandelaar was, waar die wierookaltaar gestaan het, waar die toonbrode gestaan het, waar ek Christus se karakter moet internaliseer, waar ek die lig van die wêreld, sy woord, moet in my opneem, waar ek sy bemiddeling aanvaar. Sonde, geregtigheid en oordeel. Wat is die maatstaf van die oordeel? Dis die wet. Daai 3 dinge moet deel wees van die laaste boodskap. Nie 'n lekker gevoel nie. 'n boodskap van sonde, geregtigheid en oordeel. Waar kry ek die geregtigheid? Ek kan dit net kry van die geregtigheid van Christus. Ek moet sy karakter internaliseer. Psalm 77 vers 13 in die Engels sê, Thy way, O God, is in the sanctuary, in die heiligdom. Die Afrikaanse vertaling sê ongelukkig, O God, U weg is in heiligheid. Dis nie wat die teks sê nie. Oor en oor sê die Bybel vir ons, dat die weg van die verlossing in die heiligdom verduidelik word. En die laaste boodskappers moet daardie prinsip ook in hulle hê. So ons het die hele waarheid nodig. Ons het die profetiese woord nodig. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hulle in die hele waarheid lei. En dis baie belangrik. Dit klink so verwant, dat 'n mens kan sê, ons het die hele waarheid. Maar dit is die belofte vir diegene wat die vroeë reën gekry het, so dit moet die belofte wees vir diegene wat die laat reën kry. Ek het nou net onlangs 'n reeks opgeneem, konflik en oorwinning, waar ek wys hoe al die waarhede, wat deur die verskillende genootskappe oor die jare onder vervolging ontdek is, uiteindelik in een kerkgenootskap by mekaar kom. Die hele waarheid. Elke brokkie waarheid in een finale boodskap by mekaar. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die laaste boodskappers moet sê, mense, hier kom 'n ding. Kom ek vertel vir julle wat sê die woord van God. Daar kom swaar tye. Daar kom moeilike tye in hierdie wêreld,
maar voordat alle dinge volbring is, gaan hulle my wet ongedaan maak. En daar gaan 'n valse Messias, 'n valse Christus, 'n verteenwoordiger van die vyand, Satan homself, gaan hom voorgee as die engel van die lig. En alreeds praat die rabbies in Jerusalem van die Messias wat homself gaan openbaar. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar hulle sê so. Hulle sê hierdie president wat nou daar regeer, Netanyahu, is die laaste een volgens al die dinge wat hulle glo. Hulle glo daar kom so een. Ons weet hy het al reeds gekom. Hy sal my verheerlik, die ware Gees. Nie 'n ander een wat gaan verskyn en nie op aarde rondloop nie. Die Bybel sê, moenie gaan as jy hoor hy's hier of hy's daar nie. Ons moet 'n boodskap verkondig dat die een wat verheerlik moet word, gaan Jesus Christus wees en hy alleen. En die laaste boodskap moet die volle waarheid behels. Met ander woorde van Genesis tot Openbaring, elke woord. Vers 16 sê, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader toe gaan. En hulle is verstom, hulle luister na hierdie woorde, hulle kan dit nie alles begryp nie. So voor die vroeë reën kom, moes daar eers 'n teleurstelling kom. Hulle moes eers leer dat hulle selfvoldaanheid niks beteken nie. En derhalwe hierdie boodskap vir hulle. Aan die einde was daar ook 'n groot teleurstelling. En dan gaan daardie mense wat die boodskap verkondig, die volle waarheid verkondig. Vers 22 sê, julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle harte sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle af weg nie. Dis 'n boodskap van hoop vir die laaste tye. Hy is die een wat die wêreld oorwin het. Hy is die een wat vrede gaan bring deur die boosheid te vernietig, nie om 'n vredesryk met sondaars op te rig nie. Johannes hoofstuk 17 is die laaste een wat ons wil bespreek. En dit is sy priesterlike gebed. En dit is die gebed vir diegene wat hierdie boodskap moet uitdra. Hy sê in vers 1, die uur het gekom, verheerlik u die Seun. Sentrale boodskap. Vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. 'n Christosentriese boodskap. Hy sê in vers 6, ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Nou wat sny die mensdom uit die wêreld uit? Gehoorsaamheid. Die mes wat die God verteenwoordig uit die wêreld uitsny, is die gebooie van God. En daar is een gebod wat uitstaan, die Sabbat. Die gebod waar ek erken wie my skepper is, en waar ek erken wie my verlosser is. Meer as enige ander een, sny hy my uit die wêreld en bring my in harmonie met hom, wat die skepper en die verlosser is. Ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u vir my gegee het van u kom. Vers 12 sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Hier is weer daai beginsel. Daai 11, nie een van hulle sou verlore gaan nie, behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul kan word. En dan vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. As ons nie woordgebonde is nie, as ons nie mense van die boek is nie, dan is ons nie die eindtyd verteenwoordigers
van Jesus Christus nie. Vers 21 sê dat almal een mag wees, 'n eensgesindheid. Hoe kry jy mense eensgesindheid in 'n wêreld met soveel verwarring? As daar nie 'n direkte boodskap is soos wat die Here hier vir hierdie volkie gegee het nie. En dis waar die gees van profesie weer inkom. Vers 24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het, voor die grondlegging van die aarde. Die groot beginsel is Christus wil hê dat sy volk saam met hom sal wees tot in ewigheid. Dat hulle sy heerlikheid kan aanskou. Hoekom wil ons hemel toe gaan? Vir die brood en die vis? Vir die mooi omgewing? Vir die lewe sonder stryd, sonder trane? Het is wonderlik om dit te hê. Maar eintlik het ons 'n verhouding nodig met die Skepper God. En dis wat God vir ons wil leer. As ons hierdie dinge doen, as ons hierdie waarheid verkondig, soos wat die woord sê en soos wat hy vir sy disippels gesê het, as ons ware protestante wil wees, wat sê sola scriptura, sola gratia, sola fide, die geloof en geloof alleen, sola Christus, die Christus en Christus alleen. As ons ware protestante wil wees in die tyd waarin ons leef, dan moet ons ook 'n ware verhouding hê. En dan sal ons wil wees daar waar hy is. En dan sal ons wil verkeer met daardie God wat vir ons gesterf het. Mag die Here vir ons krag gee om te onderskei wie in die laaste dae die verteenwoordigers van Christus is op hierdie aarde en wie net voorgee dat hulle verteenwoordig is. Mag die Here vir ons wysheid gee om in sy woord te onderskei tussen die leuen en die waarheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, U het dit goed geag om vir U disippels op daai laaste dag helfte van 'n evangelie te verkondig, om vir hulle voor te berei vir die vroeë reën. En U het dit goed geag om daai selfde boodskap vir diegene wat aan die einde van die tyd dit moet doen, weer eens te bevestig. En dan het U dit goed geag om hulle addisionele inligting te gee wat reguit sonder gelykenisse praat, sodat hulle kan onderskei tussen die verwarrings wat daar buite in die wêreld is. Maar die verkondiging moet woordgebonde wees en moet Christus gesentreerd wees. Help ons om te kan onderskei wie van U is en wie nie van U is. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus Christus. Amen. Dankie dat julle gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.